So blaai saam met Matteus 10 vanaf vers 34. En is Jesus wat hier praat. Hy sê, moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want ek het gekom om tweedrag te verwek tussen 'n man en sy vader en tussen 'n dogter en haar moeder en 'n skoondogter en haar skoonmoeder. En 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. Joh, dis Jesus wat hier praat. Hy sê, wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie, en wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor, en wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Hulle sê, iemand het eendag gesê, liefde is die deur, waardeur die menslike siel van selfsug na diens, van eensaamheid tot gemeenskap met die hele mensdom gaan. Liefde is daardie sleutel, liefde is daardie deur, en dit is waar ons vanmôre kom, en dit begin als by liefde vir Jesus. Nou in Jesus se tyd het baie Jode gedink, meeste Jode het op daardie stadium gedink, dat die Messias wat op pad is, gaan 'n mens wees, en hy kom om politieke verandering te bring, hy kom om voorspoed te bring, fisiese aardse voorspoed en politieke verandering. So hulle fokus was op 'n oorwinnende koning, 'n aardse koning, wat gaan kom om hierdie goeders te kom regmaak. Hy gaan die tasbare probleme van hierdie Jode kom herstel. Ek bedoel, hulle sukkel met die Romeine, hulle sukkel met al die goed, so hierdie Messias wat moet kom, is die een wat al hierdie goed gaan kom regmaak. Hy gaan 'n afstammeling van koning Dawid wees. Ek meen, jy kan verstaan dat hoekom hierdie eerste eeuse Jode nie Jesus aanvaar het nie, want weer eens Jesus het niks van hierdie goed kom doen wat hulle verwag het nie. So hoe moet hulle in hom glo? Dit is die verwagting wat hulle het. So hulle het na die Ou Testamentiese skrif gaan kyk en tot die geslotsom gekom dat hierdie ou gaan 'n mens wees en hy gaan hierdie politieke goeders en hierdie aardse fisiese goed kom regmaak. So dis hoe hulle die skrif geïnterpreteer het. So moenie dit mis nie. En vandag nog wag die Jode vir hulle Messias. Hulle wag vandag nog, en die grootens wat ons moet besef, hulle wag vir 'n mens, dit moet 'n mens wees. Dit gaan nie van God afkomstig wees, dis nie soos wat ons idee is nie, weer eens. Hy is 'n afstammeling van Dawid, ja, weer eens 'n mens, en hy gaan 'n toekomstige wêreldwye vrede, die messiaanse era gaan hy inbring, waar die Jode fisies half die topvolk is, en waar hulle half aanbid gaan word, en die res van ons gaan net daarby inval. Dis hulle idee. Dis hard, maar dis die waarheid. En vandag is daar baie in die kerk wat ook sê, die oomblik wat ek Jesus aanvaar het, moet dinge vir my begin goed gaan. Die lewe moet begin in plek val. Dit gaan beter, en daar selfs baie predikers wat dit preek van die kansel af. Wat vir jou sê, die oomblik wat jy Jesus aangeneem het, gaan jou lewe net hankie-dorie wees. En as dit nie is nie, lê die fout by jou. Jy dit al gehoor? Jou gebed is nie reg nie, jy gooi nie genoeg tiendes in nie, daai tipe van ding. Jy doen nie genoeg nie. Dis die idee wat daar buitekant rondgaan. So ons moet vrede hê, reg? En ek meen Jesus het self, Jesus is die prins van vrede wat gekom het, reg? Dis in Jesaja 9 vers 6 is dit geprofeteer. En Jesus het self gesê, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle, Johannes 14:27. Dis Jesus wat daar gepraat het, reg? En dan het hy ook gesê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Hierdie einste Jesus, so dit klink, daar moet vrede, dit moet net goed gaan. Maar dan lees ons hierdie snaakse woorde uit Jesus se mond uit. Skielik krap hy nou hierdie hele idee van ons uitmekaar uit. Hy sê, moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Wat 'n vreemde ding om te sê. Hy sê, ek bring nie vrede nie, ek bring die swaard. Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen huisgesinne, tussen families. Dis rof, is Jesus wat hier praat. Hy sê, indien jy jou familie bo my liefhet, jou vrou of jou kinders bo my liefhet, is jy my nie waardig nie, sê Jesus. Inteendeel, in Lukas 14:26 sê, hy sê, indien jy jou familie nie haat nie, is jy my nie waardig. Dis 'n rowwe woord. En ons het daaraan aangeraak 'n paar weke terug. Nou wat het dan geword nou van liefde vir jou naaste en liefde vir God? Waar is dit dan nou? Waar pas dit dan nou in?
Wat is die verband tussen lief wees vir God, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand, met ander woorde met jou hele wese en liefde vir jou naaste, soos jouself. En dan kom Jesus en hy sê, jy moet lief wees vir Jesus, meer as wat jy vir jou familie lief is. So waar is die verband tussen hierdie goed? Maar die probleem is konteks. Indien ons skrif begin uit konteks uithaal, dan sit ons met probleme, en dis die probleem, dit raak gevaarlik. So Jesus kom om hierdie skrifte in konteks in te bring. Ek sê weer, die Jode het hierdie Ou Testamentiese skrifte het hulle op 'n sekere manier geïnterpreteer en daarom het hulle Jesus Christus gemis op die einde van die dag. Want die skrif was verkeerd geïnterpreteer. So Jesus kom om hy sê dat sy evangelie kom en dit bring nie vir ons broederliefde en vrede en gemak hier op aarde nie. Dis nie waarvoor hy gekom het nie. Die doel van sy eerste koms is nie om 'n koninkryk te stig waar ek en jy vir mekaar net saam met die wêreld gaan lief wees vir mekaar nie. Dis nie wat hy kom doen het nie. Hy kom heel eers, as jy het gehoor wat ons het gelees, hy sê hy bring die swaard, reg? Jesus gesê, hy kom om die Ou Testamentiese geskrifte in konteks te bring. So ek wil vir julle sê wat hier staan, wat staan in hierdie gedeelte, wat beteken dit, hoe interpreteer jy dit? So al die Ou Testamentiese skrif en beloftes en profeseë gaan hy nou in konteks inbring. Hy gaan dit nie net in konteks bring nie, hy gaan dit kom vervul, dis wat Jesus kom doen het. So hy bring die swaard en in Efesiërs 6 vers 17 sê hy die woord van God, die Bybel is die swaard van God, reg? Dis die swaard van die Gees. So Jesus het gesê, ek gaan kom en ek gaan julle reg help wat die skrif aanbetref, sodat julle die ware Messias kan sien. So hy sê dat sy interpretasie van die evangelie, sy interpretasie van die skrifte gaan twis en tweespalt bring in hierdie wêreld. Dis eintlik wat hy sê. Julle gaan nie hou van wat ek sê nie, het Jesus gesê. Onthou, konteks is baie belangrik. En Jesus, ons ken almal die bergpredikasie, julle weet bergpredikasie in Matteus 5 vers 21 tot 48, praat hy oor 'n klomp goed. Onder andere raak hy hulle idee van moord aan, egbreek vers 27, egskeiding vers 31, om 'n eed af te lê vers 33, om verset, oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, hy kom haal dit uit mekaar uit, en dan liefde vir jou vyand. So dis van die goed wat hy aangespreek het. En elke keer het hy daar gesê, julle het gehoor daar is geskryf, of julle het gehoor daar is gesê, maar ek sê. Julle het gehoor oor moord, ek sê. Julle het gehoor van liefde vir jou naaste, maar ek sê. Julle het hierdie goed, lief is vir jou vyand, ek sê. Julle het gehoor, dit is gepreek, ek sê. So wat het hy gekom doen? Hy het hierdie konteks net weer by mekaar gebring. Hy het gesê, dit is wat julle geleer is. Hier is die skrif, dis die konteks wat hulle vir julle gegee het, maar hier is die ware konteks. Dis wat Jesus kom doen het. Hy het die swaard gebring. So ons het geen reg om verras te wees indien Jesus se profesie of dit wat hy, die konteks wat hy gebring het, begin waar word. Want hy het gesê, hy gaan tweespalt in die families bring. Dis wat hy gesê het. Ek kom nie om vrede te bring nie. So indien die evangelie families uit mekaar uitdryf en uit mekaar uitskeer, moet ons nie verbaas wees nie, hy het dit gesê. Solank as wat een mens glo en 'n ander een ongelowig is, solank as wat een persoon aan sy sonde vashou in hierdie wêreld en 'n ander een sê, Here, ek kan nie met hierdie sonde leef nie, vat dit van my weg. Solank as wat dit wees, gaan jy tweespalt in hierdie wêreld hê. Solank sal die evangelie van Christus Jesus tweespalt in hierdie wêreld bring, verdeeldheid veroorsaak. En weer eens, hiervoor is die evangelie nie te blameer, is die hart van die mens. Ek sê dit altyd vir my kinders, ons het 'n hartprobleem. Nou die skrif sê, ons moet die hart van die klip, God moet die hart van die klip uithaal en die hart van vlees insit. Ons het 'n hartprobleem. So dis die probleem waarmee ons sit. En dan kom Jesus nog en hy verander die begrip van liefde op. Wat is liefde? Ek bedoel, hoe werk dit? En hy sê vir sy disippels dat julle moet my liewer hê as wat jy jou familie het. Jy moet my liewer hê as jou vrou, jy moet my liewer hê as jou man, jy moet my liewer hê as jou kinders. En wie is hier wat nie self bereid is om vir sy kinders te sterf nie? Ek het al gesien videoetjies waar groot honde families aanval en dat 'n ma, kyk, ma's is rof. Dat sê hy hond keer. Ek meen sy's gebyt op die einde van die dag, maar sy het die kind beskerm. Geen vrees nie, ek meen. Maar hy sê jy moet my liewer hê as wat jy jou kind het. So nou is die vraag, wat is die vraag? Moet ek nou my naaste lief hê soos myself of moet ek hulle nou haat? Moet ek nou vir God lief hê of moet ek Jesus lief hê? Waar is die konteks? Wat ek meen, weer eens konteks is belangrik.
Die konteks van die Bybel sê dat liefde vir God is gelyk aan liefde vir Jesus, is gelyk aan liefde vir jou naaste. Ons kan nie hierdie drie skei nie. Liefde vir God is gelyk aan liefde vir Jesus, is gelyk aan liefde vir jou naaste. Daai drie is onafskeidbaar. Daai drie moet saamloop. En dan soos jy ingekom met God is liefde, so as hy die bron is van liefde, en hy sê vir jou, dit is hoe ware liefde lyk, dan kan ek en jy nie dit verander nie. Weer eens, ons kan nie die konteks verander. So Jesus kom en hy staar hierdie fariseërs, hierdie Joodse leiers, staar hy in die gesig en hy sê vir hulle die volgende: as God julle Vader was, sou julle my lief gehad. Johannes 8:42. Hy sê vir hierdie hierdie is die mees godsdienstige, God georiënteerde Ou Testament versadigde volk in die wêreld. En hy sê vir hulle, julle ken nie die Vader. Want hy is nie julle Vader nie. Soos ek sê, Johannes 8:42, ek kan so sê nie. Jesus. Inteendeel, hy gaan self so ver as om vir hulle te sê dat hulle Vader is die wat? Is die duiwel. Kom ons lees dit. Johannes 8:42. Hy sê, en Jesus sê vir hulle, as God julle Vader was, sou julle my lief hê. Want ek het uit God uitgegaan en gekom, want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom ken julle nie my spraak nie? Omdat julle nie na my woorde nie kan luister nie. Julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. So weer eens, kyk waarin connect hy sy liefde vir God die Vader, connect aan liefde vir homself. As jy nie liefde vir my het nie, as jy my nie kan aanvaar nie, het jy God die Vader ook nie. Daar's nie 'n ander weg nie. Dis Jesus wat dit sê. So wat is die toets of iemand God lief het? Ek het dit nog net gelees. Het ek Jesus lief? Dis die toets. So ken hulle die ware Jesus. Sien hulle hom net as 'n leraar onder ander leraar, sien hulle hom as 'n profeet onder ander profete, nee, maar ken jy hom as die seun van God, dis waar die streep getrek word, dis waar Jesus die streep trek. Hy sê, as jy my nie lief het nie, het jy nie die Vader nie. En wat van Johannes 8:42 vers 43, waar Jesus dieselfde lei, sê vir dieselfde leiers, en ek gaan dit quoteer, hy sê, ek weet dat julle nie die liefde van God in julle het nie. En hoekom nie? Hoor wat sê hy? Ek het gekom in die naam van my Vader en julle neem my nie aan nie. So wat is die implikasie daarvan? Hy sê, omdat julle my nie aanneem nie, het julle nie die liefde van God in julle nie. Wow. Dis die liefde, dis wat ek sê. Ons missie is dat elke hart lief sal wees vir Jesus, want deur Jesus lief te wees, is ek gekonnekteer aan die Skepper van die heelal. Dis al konneksie wat ek het. Sonder Jesus is daar nie daai konneksie nie. So wat is die verhouding tussen liefde vir God, liefde vir Jesus en liefde vir jou naaste? Weerens, soos ek net al gesê het, jy kan nie die een hê sonder die ander nie. Om Jesus lief te hê, is die toets of ek God lief het. En om God lief te hê, is die toets om te kyk of ek Jesus lief het. En om my naaste lief te hê, soos wat ek myself lief het, is die toets om te kyk of ek die drie enige God lief het. Dis die groot ding, so daai drie hardloop saam. 1 Korintiërs 16 vers 22 sê Paulus, hy wat die Here nie lief het nie, laat hom 'n vervloeking wees. Dis rof. Kyk waar is daai liefde gekonnekteer aan Christus Jesus. En hierdie woord vervloek is anathema in Grieks. Hierdie woord anathema in Grieks beteken, laat hom 'n vervloeking wees, laat hom verban wees, laat hom uitgestoot word, formeel onder sensuur geplaas word, is wat hy woord beteken. Dis wat hy sê. Met ander woorde, hy sê, as jy Jesus nie lief het nie, het jy God nie lief nie, en omdat jy Jesus nie lief en God nie lief het nie, kan jy nie deel wees van die liggaam van Christus Jesus nie. Dis die manier hoe jy in die liggaam van Christus Jesus kom. Sonder dat jy Jesus lief het, is jy uitgestoot. Jy kan nie daarvan deel wees nie. Ek vat toe my pa het nierversaking gehad, al 2 niere verloor, hulle doen toe op 'n stadium, jare later, doen hulle 'n nieroorplanting, plat al 2 niere oor.
Al twee. En sy liggaam verwerp hy nie. Dis nie myne nie. En hy's dood so. Uiteindelik. Maar dis die punt. Weereens, as jy nie deel is van die liggaam van Christus, as jy nie Jesus liefhet nie, kan jy nie deel wees van die liggaam van Christus nie. Weereens, ons bron is nie dieselfde nie. So ons het hierdie groot probleem in 'n multikulturele samelewing waar soveel godsdienste bymekaar kom. Ons weet dit, voor 'n Vadergeeste wat aanbid word en al hierdie goeters. So die vraag is wat gevra word, is aanbid ons nie maar almal dieselfde God nie? Ek meen, jy gaan net deur Mohammed en ek gaan deur die wet en daai een gaan weer deur Jesus, maar dis een berg op na God en elkeen kom net 'n verskillende roete. Dis die vraag wat gevra word. En ons aanbid eintlik dieselfde God, reg? Ons gaan met verskillende rigtings na hom toe. Nou dit is waar Jesus nou kom, nie ek nie, dis waar Jesus kom in die streep trek. Dis waar Jesus kom en daai swaard uit sy skede uittrek en sê tot hier toe en nie verder nie. Jesus wat praat. Hy sê as jy my nie liefhet nie, ken jy nie God die Vader nie. Jesus het daai streep getrek, nie ek nie. So Jesus gesê daar staan geskrywe. Kom ek wys vir jou wat die woord sê, sonder my het jy nie God nie. So toe hy aarde toe gekom het, moet ons besef dat Jesus het hierdie geestelike oorlog begin. Ons is in 'n geestelike oorlog gewikkel. Onthou, ons het in die tuin van Eden ons teenwoordigheid van God verloor. Dis waar ons hoor daar in sy teenwoordigheid. En weens sonde kan ons nie wees nie, want God is hierdie hoogs heilige God. En al maniere ons terug na God toe kan gaan, is as die prys vir ons sondes betaal word en dis in die kruis van Golgotha betaal. Ek en jy kon nie. So hierdie evangelie is al maniere wat Jesus sê, dis al maniere hoe jy vrede met hierdie God kan hê, is deur my bloed. Dis al. Dis al manier hoe jy lief kan wees vir jou naaste, is deur my bloed. Met hierdie evangelie val hy ons vyand aan. En val hy die vestings van die sonde aan. Hierdie Christus. Met hierdie evangelie kom hy en hy sal uiteindelik vrede bring. Hier gaan uiteindelik vrede kom, 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde en weer dit nie geregtigheid van Christus Jesus het nie, sal nie in hy 'n koninkryk kan lewe nie. Skrif sê so. So hierdie wêreld hier buite kan staan steeds vir Jesus teen. Soms passievol. Ek meen ons is nog gelukkig om hier te kan kom diens hou en hier by mekaar te wees en vanmiddag lekker saam te kan eet as kinders van die Here. Daar's mense wat vanoggend wegkruip om die evangelie van Christus Jesus te hoor, want as hulle vang word, hulle doodgemaak. So daar's mense daar buitekant wat vurig teen die kinders van die Here is. Ons moet dit nie mis nie. Hier is 'n oorlog aan die gang. So baie gelowiges ervaar, die oomblik wat hulle kinders van die Here word, ervaar hulle 'n stryd. Familie en vriende begin hulle druk. Rooms-Katolieke, ons begin net daar. Die oomblik wat 'n Rooms-Katoliek groot geword het, die oomblik wat die Here regtig sy siel red of haar siel red, dan word hulle deur die familie uitgedruk. Want jy moet deur Moeder Maria gaan en al die ander goed wat daarmee saamgaan. Maar Jesus sê hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Daar's geen ander way nie. En dan jy moslems. Die oomblik wat 'n moslim 'n Christen word hy onterf deur sy familie en party van hulle word doodgemaak. En dan as 'n Jood 'n Christen word, weer eens word onterf uit die familie uit. Hy word uitgestoot uit die familie en hulle gaan selfs so ver as om 'n begrafnis te hou vir daai persoon wat 'n Christen geword het. Wat Jesus aangeneem het as sy verlosser en saligmaker. Want hy's nie meer hy's dood vir hulle. Nou dieselfde waarheid wat kinders van die Here, wat ons vanmôre bymekaar bring, dryf ons weg van ongelowiges af. Dit skei ons. Ons kan nie daarby verbykom nie. So indien Jesus jou siel red, nou Jesus het hierdie oorlog begin, indien Jesus jou siel gered het, indien jy vanmôre kan sê ek is 'n wedergebore kind van die Here, is jy opgeroep tot hierdie oorlog. En weer eens, hierdie is nie militêre hier is militêre diensplig, soos in die ou jare. Dis voor my tyd. Jy's opgeroep, jy het jou naam gekry, jy sal kom. Meneer, as jy nie kom nie, sluit ons jou toe. So dit is wat hierdie is. Die oomblik wat jy kind van die Here word, is jy opgeroep vir hierdie oorlog.
Dis nie vrywillige militêre diensplig, as ek wil nie. Jy's in hierdie oorlog, of jy dit nou wil weet of nie. Jy's betrokke daarin. Jy's opgeroep om die swaard te trek. Jy's opgeroep om tweedrag te gaan saai daar buitekant by die evangelie van Christus Jesus. Hoekom doen ons dit? Hy sê, want die evangelie is die krag van God tot redding vir die wat glo. So hoe word mense gered? Jy moet die evangelie gaan verkondig. So sê die Here. Die woord van die Here sê so. Daar staan geskrywe. Daar is slegs een weg tot God die Vader en dis deur Jesus Christus. Jy en ek is veronderstel om dit te gaan doen daar buitekant. So dit is nie altyd lekker nie, maar dit is nodig. En weer eens, wat dryf ons voor? Wat dryf jou om die evangelie te gaan verkondig? Wat het my gedryf om hier te kom staan, my kleinkind en my kinders agter te laat in die Kaap om hier te kom staan vanmôre? Kom ek lees vir jou wat dryf jou. 2 Korintiërs 5 vers 14. 2 Korintiërs 5. Blaai saam met my. Korintiërs 5 vers 14. Hy sê, want die liefde van Christus dring ons. Die liefde vir Jesus dring my. En dan gaan hy aan, hy sê, omdat ons van oordeel is, omdat ons glo, omdat ons weet in ons binneste dat as een vir almal gesterf het, Christus vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het, en hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. So ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en omdat Christus in my leef, omdat ek hom lief het, wil ek hierdie evangelie gaan saai, wil ek uitgaan, en ek wil hê mense moet tot inkeer kom. Ek wil hê mense se siele moet gered word, en daar's net een weg om dit te doen, en dis om die evangelie te verkondig. Nou die sekulêre evangelie het hierdie idee gesaai dat diens aan mense in jou familie en selfs in die kerk dit moet vervullend wees, dit moet lekker wees om in die kerk van die Here te dien. Dit moet altyd lekker wees. En dan bestudeer ons nou die geestelike gawes, daar's hordes van hulle en sommige hierdie studies het sommige laat dink dat dit moet goed gaan, dit moet lekker wees om te dien in die Here, dit moet net lekker wees. Want as ek dit nie geniet nie, dan is dit nie my gawe nie. Okay? So mense dink as ek dit nie geniet nie, is my gawe nie. En as dit nie my gawe is nie, hoef ek dit nie te doen nie. Ek is nie evangelis nie, so ek verkondig nie die evangelie nie. Wat beteken die woord evangelis? Dis 'n draer van die goeie nuus. As die Here jou siel vanmôre gered het, as jy gered is vanmôre, is jy 'n draer van daai goeie nuus? As jy jou getuienis, het jy al gehoor van ek gaan my getuienis gee? Ek gaan so 'n bietjie vertel hoe die Here my siel gered het. Wie wat jy besig om te doen? Jy is besig om die evangelie van Christus Jesus te verkondig. Dit wat ons hier net nou gaan doen om die nagmaal te bedien. Dit is die evangelie verkondig in kos. Iets wat jy eet is 'n manier om die evangelie van Christus Jesus te verkondig. Jy's 'n draer van die evangelie. Jy is 'n soldaat in die weermag van Christus Jesus. So as ons dink dat ek net, met ander ek kan, dit moet net lekker wees om hier te dien. Soos ek hier staan, mense, julle ken my nie, soos ek hier staan, is ek eintlik 'n introvert. Jy sal sien, as mense braai, en as mense, ek is joepie. Ek is gemaklik daar, ek kruip weg, ek kruip baie maklik weg. Maar die liefde van Christus dring my. Want ek wil hê mense moet tot inkeer kom, ek wil hê, en dit is my hart hier, is dat die kinders van die Here by AGS Sannieshof so gevul word met die gees van God, dat ons hier sterk word in Christus Jesus, geestelike volwasse manne en vroue, van kleins af groot gemaak, vir diens vir die Here. Ons skroom nie, ons staan nie terug vir hierdie wêreld nie, dis my hart. Maar ons moet besef dat om te dien in die liggaam van Christus, hier, en om daar buitekant te gaan dien, is nie altyd lekker nie. Nou is my vraag hierso, hoeveel ouers hier, die wat jou kinders gehad het, is al groot, en die wat nog kindertjies het, wie van julle dink dit is lekker om 'n vuil doek skoon te maak? Wie van julle het die gawe van doek skoon maak? Daar is nie so ding nie. Dis 'n liefdevolle opoffering wat 'n ouer bring, né? Ek meen, dis wat jy doen. Dis normaal. As niks snaaks daaraan nie. Ek hou nie daarvan nie, maar ons moet dit doen, reg? Want ek meen, anders gaan jou kind sit met probleme uit die einde van die dag.
Maar ons kan dit optel. Ons het hierdie idee wanneer dit kom by ons kinders. Maar wanneer dit kom by die liggaam van Christus en ons moet dien, ons moet ons deel doen, ons moet daai ongemaklike werk gaan doen. Wanneer dit kom by 'n wêreld wat verlore gaan, daar buitekant siele wat die woord van die Here nodig het, dan staan ons terug. Dis nie vir my nie. Dis vir ander mense. Ander mense doen dit. Ek nie. Dis nie vir my nie. Ek kan dit nie doen nie. So ek is nie gegeer vir dit. Dis nie die waarheid nie. As ek Jesus liefhet, sal ek wil doen wat hom behaag. Sal ek wil doen wat hy verlang. Sal ek sy opdragte wil uitvoer. Want as ek hom liefhet en ek het die Vader lief deur hom, sal ek sy mense lief hê soos wat hy het. En dis my gebed, dis ons gebed, dis wat ons Dinsdag aand hier by die gebed sessie gebid het. Een van die gebede was, Here, gee ons 'n hart vir u mense soos wat u het. Ek wil voel vir 'n verlore gaande wêreld soos wat u voel. So die disippels kon op hierdie stadium vra, maar Here, is liefde vir Jesus dan net om iets te doen? Is dit goeie dade wat ek moet doen? Is dit wat liefde is? Is dit dan nie meer as net 'n gevoel nie? Johannes 14 vers 15 sê, as julle my liefhet, sal julle my gebooie bewaar, hè? So dit staan tog daar. Liefde is gehoorsaamheid. Die werklikheid is jou dade, jou gehoorsaamheid word gevoed deur jou liefde vir Jesus Christus. Hy begin deur te sê, as julle my liefhet, sal julle die ander dinge doen wat my gebooie bewaar. Dit begin by liefde vir Christus Jesus. Sy liefde dring my, dit wat by die binnekant. Onthou, wat maak dat ek sekere goed doen? Ek hou van sekere goed, ek hou nie van sekere goed nie. So waarvan hou ek? Wat is my liefde? Wat is die bron? Wat dryf my vanmôre? So hoe lyk hierdie liefde? Ja, natuurlik is daar dade betrokke. Ja, natuurlik is daar gehoorsaamheid betrokke. Maar die liefde vir Christus Jesus is nie minder nie as om getransformeer te word deur sy liefde vir ons. Om Jesus as 'n kosbare skat bo alles te sien, om hom te koester, om hom te bewonder, om in hom tevrede te wees. Ek sê weer, jy sit met siekte, jy verloor jou werk, jy het kanker, jy hoor jy kanker. Selfs in daardie goed het jy vrede in Christus Jesus. Dis 'n vrede wat jou verstand te bowe gaan. So waar kom daardie liefde vandaan? Hoe kry ek daardie liefde? Julle onthou die storie van die fariseer wat vir Jesus genooi het om by hom te kom eet? Julle onthou daai storie? En weer eens, hy het nie Jesus se voete gewas nie, toe hy by die deur inkom, en dit was 'n kulturele ding daai tyd gewees. Ek meen, hulle het sandale aangetree, hulle het in stofstrate gestap, so wanneer jy by jou gaste kom, is jou voete vuil. So deel van jou liefde vir jou gas wat inkom, was om daar iets te sit, iemand daar te sit wat sy voete was. Want onthou, het gelê en eet met hulle voete so jy moet skoon wees. En hier kom hy en hy gaan lê daar, sy voete is nie gewas nie. En skielik is daar hierdie straatvrou, hierdie prostituut, en sy kom en sy buig oor Jesus se voete en haar trane val op sy voete, en terwyl jy kan dink sy voete is vuil met die stoffe goed, en soos daai trane val, maak dit daai modderstreepies oor sy voete, dis vuil, en sy vat haar hare en sy maak hierdie voete van Jesus skoon, sy maak dit droog daarmee, en hierdie fariseer kyk na Jesus met afskuw. En hy sê, van wie wat as jy werklik 'n profeet was, sou jy geweet het wat 'n tipe vrou daardie is. En Jesus sê vir hom, is reg. Hy sê, maar kom ek vertel vir jou 'n verhaal. Hy sê, weet jy wat? Daar was 'n man wat 2 skuldenaars gehad het. Die een het hom 50 pennings geskuld en die ander een 500 pennings. Die een het hom 10 keer meer as die ander een geskuld. En hy het vir almal gesê, weet jy wat, julle skuld my niks meer nie. Ek vat dit op my, is fine, julle skuld my niks meer nie. En hy vra vir hom die vraag, hy sê, luister, wie dink jy het die ou die meeste lief gehad? En die fariseer sê vir hom, wel, ek dink die een wat die meeste skuld van afgeskryf is. Hy sê vir my, maat, jy het reg geraai. Hy sê, weet jy wat, vandat ek hier ingekom het jy my nie 'n kus op die wang gegee om te sê, welkom in my huis nie. Hy sê, vandat ek gekom het jy nie my voete gewas nie, en dit is 'n kulturele ding, dit is soos ons sê, dit is 'n Afrikaner ding, ons maak so, dit was 'n Israel ding, dit is hoe hulle dit gedoen het, en jy het dit nie vir my gedoen nie. Hy sê, maar vandat ek hier ingekom het sy gekom, en met haar trane het sy my voete gewas. En sy het dit met haar hare droog gemaak. En hy sê, hier is die rede, en hy sê, wie wat is die rede hoekom sy dit gedoen het? Is omdat sy
baie vergewe is. So iewers in die geskiedenis vroeër het sy met Jesus te doen gehad, met hierdie sonde in haar lewe, hierdie swaar in haar lewe, hierdie las op haar, en die Here het haar vrygemaak daarvan, hy het haar vergewe, sy het besef, Here, ek is vuil, ek is 'n vuil sondaar, ek het 'n redder nodig, en die Here het haar vergewe, en sy het besef, daai las is van my af. Hy sê, as daai las van jou afgeval het, as daai gewaarwording van hierdie sonde las op jou skouers by jou gekom het, en jy weet dat dit slegs deur die kruis van Christus Jesus weggevat kan word. Hy sê, as jy daai bring 'n liefde vir God wat jy nie kan beskryf. Dis wedergeboorte. Dis wat dit is. As ek daarvan praat, is wedergeboorte. Hy sê wedergeboorte, om daai besef te kry, maak dat jy my liefhet. Jy kan nie anders nie. Jy is verstom deur God se liefde. Die feit dat hy bereid was om namens jou kruis toe te gaan. Namens jou te sterf. Namens jou op te staan uit die dood uit. En nou sit hy aan die regterkant van God en hy is besig om vir my en jou in te tree. Wow. So jy word deur daardie liefde word jy aangegryp. Jy proe wat dit is om in die teenwoordigheid van God te wees. Jy weet jy proe wat dit is om hom te koester en om jou aan hom te verlustig en in hom tevrede te wees, soos ek net nou gesê het. Menslike liefde vir jou naaste is dan 'n uitvloeisel, dis 'n oorloop van daardie liefde wat God jou gegee het. Dis wat dit is. Dit loop oor hier van binnekant af. So daarsonder, ons het al vroeër daaraan geraak, kan naaste liefde net 'n vorm van selfsug word. Dis 'n vorm van aktivisme. Ons doen dit om ek voel beter op 'n einde van die dag nou. Maar dit het eintlik niks te doen met die broer of suster of die persoon wat nie die Here ken. Niks met hulle te doen nie. Maar nou trek hierdie disippels die swaard, omdat hulle lief is vir Christus. En nou trotseer hulle die moontlikheid om tweedrag te saai. Uit 'n liefde vir God deur Jesus Christus doen hulle wat hy sê en hulle gaan verkondig hierdie evangelie. Uit liefde vir hulle naaste gaan hulle gaan preek die evangelie van Christus Jesus. Word hulle betrokke in hierdie oorlog wat Christus Jesus begin het toe hy aarde toe gekom het en hierdie woord begin vir hulle verduidelik het wat hier eintlik staan. So ware Christendom vandag, dit wat Jesus van my en jou verwag, is in sy fondasie nie wilsbesluite of dade nie. Dit kom later, ja, dis deel daarvan. Maar dit begin nie daar nie. Ware Christendom begin by wedergeboorte. Dit begin by 'n hartoorplanting, dit begin uit 'n opstanding uit die dood uit. Hy sê wat in julle sondes, jy was dood in jou oortreding en jou sondes. So hier moet 'n opstanding plaasvind. En dan vind 'n transformasie plaas in dit wat ek liefhet en dit wat ek najaag. Hoekom doen ek wat ek doen? Hoekom jaag ek hierdie goed na? Hoekom preek ek die evangelie? En dan sê indien hierdie liefde vir Jesus nie daar is, soos hom nie waardig nie. En wat beteken hierdie waardig? Beteken hierdie waardig om te doen wat God sê, om te doen wat Jesus sê? En as ek dit nie doen, is ek hom nie waardig nie, wat hy sê nie. Dit beteken om geskik te wees, om vergeef en verlos te wees van jou sonde, en die moontlikheid te hê om in die teenwoordigheid van God die Vader te kan staan deur Jesus Christus. Dit is wat hy bedoel. Dis wat daar staan. Hy sê sonder wedergeboorte kan jy die koninkryk van God nie beerwe nie, reg? So waarvan hy praat. En slegs God kan dit bewerkstellig. Slegs God kan 'n siel red. En dan moet ons kyk, afgesien van God se ingryping deur die evangelie wat tweespalt bring, is hierdie wêreld in elk geval in tweespalt van Genesis 3 af. Die mensdom is daar om mekaar te belieg en te bedrieg en te roof en te moor en te steel. Jy kan maar gaan kyk, dis die buitekant, dis hoe dit lyk. So sonder die evangelie is dit al klaar so, en Jesus gesê, ek het gekom om vrede te bring, om hierdie tweespalt in hierdie wêreld te kom herstel, maar ongelukkig, om daai te herstel, uiteindelik moet ek tweespalt bring deur die evangelie van Christus Jesus. Vir jou te sê, daar's net een weg terug tot God, een weg terug tot vrede, en dit is die bloed van Jesus Christus. So hy bring 'n soort stryd wat jy in die begin van 'n genesingsproses beleef.
Jy al gesien met 'n operasie? Na operasie is jou liggaam seer. Jy voel seerder as wat jy gevoel het omtrent as wat jy ingegaan het. Want weefsel is geskeur, het seer gekry en daardie pyn is jou liggaam se natuurlike inflammatoriese reaksie op weefseltrauma. Jou liggaam is besig om te reageer, so jy seer. Dit's blou, dit voel nie lekker nie. Maar dan weet ons hierdie pyn is slegs tydelik van haar. Paar weke, 'n paar dae, 'n paar weke en dan soos wat hierdie weefsel en die spiere begin herstel, dan begin ek beter voel. Ek meen daar's 'n mes betrokke gewees om te sny en my liggaam het seer gekry. Maar ons het die kwaad uitgehaal. So indien jy in die middel van hierdie proses is waar die persoon nou net uit die hospitaal uitkom en die liggaam die pyn die lewe begin terugkom, jy sit met hierdie pyn en jy vra vir daai persoon hoe het dit gegaan? Dan sê dis chaos. Ek sit met pyn, dis seer. Maar as jy kyk na die einde en jy sien daar's herstel. Die operasie is gedoen. Dit wat uitgesny word is uitgesny. Dit wat herstel moes word is herstel. En dis wat in die gees gebeur. Wanneer Christus Jesus kom en die Heilige Gees kom en wedergeboorte bring. So is Jesus die evangelie. Hy sê hy's 'n bron van verdeeldheid. Hy bring die swaard, sê hy. Ek kom sny weg wat daar nie moet wees nie. Ek bring in wat daar moet wees. Maar hy bring tydelik die swaard sodat daar blywende vrede bewerkstellig kan word. Hy begin 'n stryd om ons vyand en sy vyand te verslaan uiteindelik en dit is op pad. Hy gaan 'n ewige vrede bewerkstellig en ek sê weer, daar's slegs een weg en dit is Jesus Christus. Daar was eendag 'n man, hy en sy ma was in hulle familie, was hulle die enigste Christene. Die res van sy familie het nie geglo nie. En die tannie is oorlede en die familie vra vir hom om die huldeblyk by sy ma se begrafnis te bring. En hy sit met hierdie worstelstryd. Hy sê, Here, gaan ek die evangelie daar verkondig? Gaan ek daar voor in dit preek as ek daai geleentheid kry, daai 10, 15 minute wat ek daai huldeblyk moet bring? Wat moet ek doen, Here? Ek meen, gaan ek nou, as jy al iets met begrafnisse te doen gehad het, begrafnisse kan rof raak. Families kan beklei by 'n begrafnis. Dit raak lelik. So Here, gaan ek nou nog hierdie familie van my nog kwaad maak verder met hierdie, ons gaan klaar stry oor die boedel dalk, maar nou moet ek nog die evangelie ook verkondig. En hy kom tot die slotsom, hy sê, luister, ek gaan nie staan en preek daarvoor, sê wat ek gaan doen nie. Maar ek gaan die karakter van my ma se geloof en die voordele van my ma se geloof, dit waarin sy geloop het, dit waarin sy gewandel het, en spite van swaard, en spite van omstandighede, gaan ek met hierdie mense deel, al wat ek gaan doen. Hulle het daar geken, hulle het geweet wie sy is. So ek wil net die bron daarvan met hulle deel. En hy het gedeel en die familie en die vriende het geluister en na die begrafnis het daar gesprekke begin plaasvind. 2 weke later toe kom sy broer tot bekeer. Here red sy siel. Paar weke na, toe kom daar nog 2 familielede tot bekering. Hulle neem die Here Jesus aan as hulle saligmaker en verlosser. So hierdie man het sy familie geseën. Maar om daardie seën vir sy familie te bring, moes hy dit waag om tweespalt te bring. Hy het geweet, ek mag dalk tweespalt in hierdie familie bring. Dis 'n moontlikheid. En net so moet ek en jy dit ook doen. Uit liefde moet ons verdeeldheid waag. Ons moet die swaard van Christus Jesus waag. Ons wil hê dat almal moet kom tot die kennis van God. En daardie kennis is afhanklik van liefde vir Jesus Christus. Dit begin daar. So waarom doen ons in die liggaam van Christus dinge wat vir ons onaangenaam is? Ek dien by die klank, ek dien by die projektor. Soos julle volgende wat julle gesien het, ons gesukkel om hierdie projektor aan te kry in hy werk. Hier was manne wat bereid was om te stoei. Die ouens wat hier met die klank is, hoekom doen hulle dit? Hoekom kom hulle vroeg in die oggend om hier te kom? Hierdie week kom hulle oefen. Hoekom dien ons agter die tafels wat daar reg gemaak is? Iemand moes dit kom doen. Iemand het hierdie tafel vanmôre vir ons voorberei. Hoekom kom doen hulle dit? Terwyl ander ons nog by die huis lê, dalk 'n bietjie lekker slaap nog. Hoekom doen ons dit? Want dit is die liefde van Christus Jesus wat ons dring. Dit dring ons. Dis hoekom ons dit doen. Dis hoekom ons hierdie liggaam wil dien. So waarom doen ons hierdie onaangename dinge? Ja, eerstens is ons plig as kind van die Here. Ek sê weer, dis militêre diensplig. Jy het nie 'n keuse nie. Dis wat ek veronderstel is om te doen. Nommer 2, dis noodsaaklik vir die ewige lewe. Dit wat ons hier doen, het ewige lewens waarde hier. Dis nie sommer net. En dan nommer 3, ons is geroep om 'n lewe van liefdevolle opoffering vir Christus Jesus te leef, vir mekaar te leef.
En Jesus het homself nie vrygestel van hierdie swaar dinge nie. Onthou toe hy aarde toe gekom het, in die eerste plek dis God wat kom mens word. Hy moes dit op sy skuif vir 'n tyd lank moes hy ons menswees kom aanneem en ons limitations moes hy kom vat. En weet jy, ek kan dink dit was lekker om die evangelie van die koninkryk te verkondig. Dit moes lekker gewees vir hom. Dit moes lekker gewees het om siekes gesond te maak. Ek meen dit moes lekker gewees het. Dit moes lekker gewees het as daar wonderwerke plaasgevind het, dooies opgewek het. Ek meen dit moes awesome gewees het vir Jesus. Maar wat van die kruis? Wat van sy marteling? Wat van die sterwe? En dit was nie vir hom lekker nie. Inteendeel, in die tyd van Getsemane het hy gebid, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan as dit U wil is. Nie my wil nie, maar U wil. En hy het dit gedra. So om die liggaam van Christus te dien, is nie altyd lekker nie. Jesus is 'n voorbeeld. En nadat hy dit gedoen het, hy gesê, neem jou kruis op. Volg my. Stap saam met my. Jy moet ook so 'n bietjie vir jouself sterf. Stap saam met my. Doen wat ek gedoen het. En daarom, vanmôre, Aggie Sannieshof, dit is hoekom ons missie is om die onveranderlike woord van Christus Jesus te preek, te leer en te leef. Ons doen wat hy sê. Ons doen dit uit liefde vir Jesus. Ons glo in die onveranderlike voorwaardelike liefde vir God en vir ons naaste. Ons leef so, ons wil die wêreld dien. En dan glo ons in hierdie onkeerbare sending. Ons het 'n sending om op te gaan. Ons is deel daarvan. En waarom doen ons hierdie goed? Sodat elke hart lief kan wees vir Jesus. Hulle sê liefde is die vuur van die lewe. Dit verteer of dit reinig. Gaan dit weer lees. Dis skerp. Hy sê liefde is die vuur van die lewe. Dit verteer of dit reinig.